Die prinses en die ertjie. Lang gelede het daar in 'n verre land 'n jong prins gewoon. Hy was 'n ongelukkige prins, want hy kon geen ware prinses vind om mee te trou nie. Ag, sê die koningin, jy's glad te kieskeurig. Ek het jou al aan die mooiste, die slimste, die bekoorlikste prinsesse van hier, daar en oral bekend gestel, maar jy is nooit tevrede nie. Ek is baie dankbaar, moeder, antwoord die prins. Maar 'n ware prinses het ek nog nie ontmoet nie. Tog, ek is seker ek sal haar eendag vind. En dit is ook hoe hy in sy hart voel. Hy gaan nooit ophou soek nie. Ek het al so baie meisies ontmoet wat hulself prinsesse noem, dink hy. Die hele wêreld noem hulle prinsesse. Party is baie mooi, party baie slim, party werklik bekoorlik. Maar my prinses moet al daardie dinge wees, en meer. 'n hele jaar lank seil die prins om die wêreld om sy volmaakte bruid te soek. Hy besoek paleise in Persië en Peru, kastele in China en Spanje, maar nêrens vind hy die gesig wat hy soek nie. Toe hy na sy eie land terugkeer, is die laaste somerdae net verby. Die koue, grys winter het begin. Kort na sy terugkeer is daar een aand 'n verskriklike storm. Die weerlig flits, die donder weer rammel, 'n ysige wind kruip deur elke skreefie in die paleis. Die prins het gaan slaap om warm te bly. Die koning en koningin sit onder by die vuur. Die ou koning bibber. Hy trek sy stoel nader aan die groot kaggel. "Oh, ek is daarom bly ek kan vanaand hier sit," sê hy. "Die arme mense wat in so 'n storm buite is. Niemand met 'n greintjie verstand in sy kop sal dit in so 'n aaklige nag buite waag nie," antwoord die koningin. Haar woorde is nog nie koud nie, toe albei iemand aan die deur hoor klop. Daar kom dit weer, die keer harder. Die koning stap na die voordeur. Hy skuif die grendels terug en swaai die swaar deur met moeite oop. 'n bitter wind waai by die voorportaal in en 'n weerligstraal verlig die twee mense wat daar staan. "Brrr," bibber die koning. Toe sê hy, "O, goeie genigtig, wie is jy, my arme meisiekind?" Daar, in die reën en koue wind, staan 'n pragtige jong meisie. Haar deftige kleed is sopnat en haar mooi skoentjies vol modder. Haar lang goue hare hang in klampkrulle om haar skouers. Ek is 'n prinses," klappert dan die vreemdeling. Ja, juffrou, natuurlik is jy," glimlag die koning. "Nou ja, kom in, maar ek moet sê, gewoonlik kom prinsesse in groot koets hier aan." "Presies," dink die koningin. "Ek sal gou agterkom of sy regtig 'n prinses is." Terwyl die jong vreemdeling haar voor die vuur verwarm en 'n lekker ete wegsit, spring die koningin en haar diensmeisies in een van die groot slaapkamers aan die werk. Eers haal hulle die spreie van die groot dubbelbed af. Toe sit die koningin 'n droë ertjie op die matras. Daarna stapel hulle nog 20 groot matrasse, een vir een bo op die klein harde ertjie. Daar is matrasse van elke kleur in die reënboog, en elkeen is heeltemal dik genoeg vir gewone mense om gerieflik op te slaap. Nou ja, sê die koningin, nou sal ons gou genoeg agterkom of sy 'n regte prinses is. En sy stap by die trappe af. Ek het vir jou 'n bed laat berei, sê sy vir die pragtige vreemdeling. Ek is seker jy sal lekker slaap. Die meisie stap boontoe, trek 'n nagrok aan en klim by 'n lang leer op om bo op haar vreemde bed te kom. Daardie nag gaan die storm lê. Die koningin glimlag toe die besoeker die volgende oggend afkom. Het jy goed geslaap, juffrou? Vra sy toe die meisie kom sit. Dit spyt my, maar ek kon glad nie slaap nie, antwoord die vreemdeling. Ek weet dit klink baie onbeskof, maar ek het heel nag rondgerol.
Maar dit is onmoontlik, sê die koning. jou bed was die beste in die paleis. Die meisie bloos. Sy is bang om ondankbaar te klink. Ek is jammer, maar ek het regtig gevoel asof ek op 'n klip lê en vanoggend is ek pimpel en pers. Die koningin kan skaars glo wat sy hoor. Dan is jy werklik 'n prinses, roep sy uit. net 'n koningskind kan so 'n fyn gevoelige vel hê. Net 'n ware prinses kan 'n troe ertjie deur 21 matrasse voel. En dit was presies wat die prins gedink het. Toe hy by die ontbytkamer inkom, kyk hy net eenmaal na die pragtige meisie. En dadelik weet hy dat sy die een is van wie hy gedroom het. Hy hoef nie aan haar bekendgestel te word nie. Hy het geen ertjiekorrel of 21 matrasse nodig om dit te bewys nie. Sy hart deel hom dadelik mee dat hy sy ware prinses gevind het. Die koning kondig 'n vakansiedag vir almal in die land aan, want almal moet die prins en prinses se bruilof kan vier. Na die troue het die prins gesorg dat die ertjie in 'n glaskas op die stadsplein opgestel word, sodat almal daarna kon kyk. En dis waar dit vandag nog is, om die mense te herinner aan sy een en enigste liefde, die ware prinses.